Na 6 rondes van Kwela, Feite en Geite semifinaliste maak ons vanaand die finaliste bekend. Dis reg. Jou stem vanaand bepaal die algehele wenner. Die eienaar van die wenvideo gaan met 'n lieflike kankerer compact kampeerwa in styl hier wegry. Jy ken die proses. SMS slegs die naam van jou gunsteling video na 33157. Elke nommer kry 30 SMS'e en gratis SMS'e tel ongelukkig nie. Lyne sluit komende Vrydag om 12:00 die middag. Hier is die top 6 met Dave Peppler wat sy hulpvaardige kundigheid in die agtergrond verleen. Alida Huystek was in Pongola en het hierdie baie interessante video gestuur van 'n aanval op 'n klein waterbokkie. Nou, hier is 'n paar goed wat belangrik is. 1, ek het 'n vermoede hierdie krokodil is nie eintlik regtig ernstig nie, want as 'n krokodil vat, dan vat hy. Hierdie was 'n soort van 'n vals aanval. En tog oorlewe die bokkie. 'n Mens is verstom dat die dier enigstens aan die ander kant uitgekom het. En tog, kyk, mettertyd loop sy vry. En ek dink dit is werklik interessant in die feit dat krokodille gewoonlik as hy vat, is die prooi dood, want hulle begin onmiddellik swaai en tol in die water en versmoor, verdrink en ook ontwrig die dier. Dan sien ons kom 'n seekoei nader. En dalk hier lê die sleutel. Die krokodil was deurentyd bewus van die teenwoordigheid van 'n seekoei. En die vader weet alleen, as daar 'n gevaarlike dier is dit 'n seekoei. So, hier is 'n gefnuikte vangs van 'n bok. En ek dink, dit is die teenwoordigheid van die seekoei wat hierdie jong kalfie se lewe gered het. Irina Kreur van Endrina stuur hierdie merkwaardige video. Nou, as daar ooit 'n voorbeeld was van kleptoparasitisme, is dit die ene. 'n duidelike jong krokodil het 'n vis gevang, vermoedelik 'n baber. En besig om die baber te kou en onder te kry, uit die bloute kom 'n visarend en onderskep en steel die kos. 'n verbluffende voorbeeld van hoe diere ingestel is om by ander te steel, want die energieverbruik is soveel laer. Jy hoef nie te werk vir jou kos nie. Irina, hierdie is werklik 'n merkwaardige video, veels geluk. STRW van Hoedspruit in Limpopo het 'n video gestuur van 'n tragiese olifant. Op die oog af in die begin lyk die dier heeltemal normaal, swaai die slurp en doen wat olifante doen. En dan stap die dier uit die gras en jy sien dat 'n ganse poot is weg en ook die stert is stomp. Wat het hier gebeur? Mens sal nooit weet nie. Ek twyfel of dit 'n struik was. Ek dink hierdie was dalk 'n aanval van 'n roofdier toe die dier heel wat jonger was. En tog oorleef hierdie olifant. Egter, indien daar 'n droogte sou kom, sal hierdie olifant 'n reuse agterstand hê en heel moontlik vrek. Maar tog wys dit vir mens hoe verbeter die natuur is op oorlewing. Steven Gerber van Nylstroom stuur 'n baie interessante video van 'n kameelperd wat duidelik ongemaklik lyk. In 'n vorige video het ons gesien van daai kameelperd wat die ellelange been probeer insluk, maar hierdie is 'n stap verder. 'n veearts ingeroep, want duidelik was die kameelperd onder ekstreme spanning. En kyk wat haal hulle uit sy keel uit. 'n duikerskedel met horings. Nou die enigste dier wat dit kan doen is 'n luislang en nie 'n kameelperd nie, maar dit wys jou dat die behoefte om byvoeding, veral in terme van kalsium, was so hoog dat die eerste handige been die duikerskedel ingesluk is en byna met rampspoedige gevolge. Eerstens, in die natuur sou hierdie dier gevrek het, ek het geen twyfel daaraan nie. Tog, mense het ruim harte en gee om en het 'n veearts ingeroep. Dankie vir julle pragtige reddingspoging. Annemarie van Staden van Kreursdorp het hierdie merkwaardige toneel afgeneem in die Kreur Wildtuin. Nou, ek is jammer vir Afrikaans, maar die Engelse woord painted dog beskryf hierdie fabelagtige diere. Bedreigde diere, die wilde hond. Hulle is hyperintelligent, hulle jag in gekonstrueerde spanne, maar skielik is daar 'n barrière. Daar is iets in die land wat hulle stop. En dis 'n rivier met krokodille wat hulle moet oorsteek.
En onthou julle tonele uit Antarktika, daai eerste pikkewyntjie wat spring voor die ander spring, presies dieselfde gebeur hier. Die hele trop hou 'n leierdop. Ons weet nie of dit manlik of vroulik is nie. En wag geduldig tot moed oorneem en die eerste sprong gebeur. En dan volg die migrasie, byna soos die wilde beeste oor die rivier. Hierdie is 'n merkwaardige video. Ek het dit nog nooit self gesien nie, wel gedaan. Pieter van den Berg het 'n tuiste vir primate besoek. Duidelik 'n aantal eksotiese diere en hier het ons te make met 'n capuchin. Nou, hulle is Suid-Amerikaanse ape en hierdie individu wys 'n verstommende verfyning van werktuiggebruik. Ons weet uit die geskiedenis, byvoorbeeld kraaie gebruik 'n stokkie om larwes uit 'n stomp uit te haal, sjimpansees gebruik stokkies om heuning uit neste uit te haal, maar hierdie is baie gevorderde werktuiggebruik. Hierdie gedrag gaan idiosinkraties wees en dit beteken dat dit nie 'n algemene gebruik is nie, maar 'n kultuur binne 'n groep ape. Met ander woorde, verwante diere, hulle gaan by mekaar afkyk. 'n nabye trop mag dalk ronde klippe gebruik of takke gebruik. Hierdie gebruik 2 klippe, maar dit wys jou hoe innoverend die natuur is om byna derdehands voedsel te bekom wat normaalweg nie beskikbaar is nie. Dis 'n baie interessante video.